mense liefde onthou al ons oortrede. Is dit nie so nie? Kan jy onthou wanneer laas het die naaste persoon die so kwaad gemaak, die so teleurgestel? Jy kan dan altyd vergewe, want ons onthou dit. Dit is 'n groot weerklank. Dink as jy kyk na die hoofleidspreek, dan is dit reg. Maar die God kyk vanoggend na ons. Jesus kyk vanoggend na u. En hy onthou niks wat verkeerd is nie. Hy onthou niks wat u gedoen het wat hom teleurgestel het. Want hy kyk na u en hy sien sy seun, hy sien die geregtigheid waarmee ons moet wees. Is dit nie mooi? Dis wonderlik. Baie spesiaal, die Sondag vanoggend, Pinkstersondag. Ons betrou die Here, elkeen van u van die galery daar hoor, ons kindertjies wat daar voor sit, elkeen van julle ietsie sal beleef van die nabye en teenwoordigheid van die Here. Kom ons sit net so. Sê ons vir die Here, sien mense wat die handelaars gesien het, sien mense wat die ook nie gesien het nie, dit is baie welkom. Kom ons sit net so en dan doen ons. Here, baie dankie dat ons hierdie oomblik kan stil word hier in die teenwoordigheid. Here, dat ons opnuut net bewus kan word van u liefde vir ons. 'n Liefde wat geen perke het nie, 'n liefde wat nie 'n einde het nie, 'n liefde wat nooit sal vergaan. Here, dankie dat ek weet u 'n plan het met elkeen van ons. 'n goeie plan. Dat u vir ons dit voorhou wat goed is. En ons dankie daarvoor. Here, u kyk verby elke glimlag vanmôre. U sien elke hartklop. U ken elke behoefte. Ek bid, Here, dat u in die naam van Jesus sal toetree in elke broer, elke suster, elke vriend, elkeen teenwoordig op 'n kosbare wyse sal kom versterk, sal kom aanraak en dat u die woord vanoggend op 'n besondere wyse sal bring en dat dit op vrugbare grond sal val. Ek bid dit in die naam van Jesus en ons sê vir u dankie. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Kom ons staan, eerst ek wil jy so mooi en sê, I bless you, Lord. I bless you for the things you've done for me. Is die Here goed vir jou? Amen. Draai die Here. Amen. Kom ons gee hom. Here vir jou. I bless you, Lord. I bless you for the things you've done for me. I bless you, Lord. I bless you for your victory. I bless you, Lord. I bless you as I sing my song of praise. I bless you, Lord. I bless you every day. I bless you, Lord. I bless you for the things you've done for me. I bless you, Lord. I bless you for your my victory. I bless you, Lord. I bless you as I sing my song of praise. I bless you, Lord. I bless you every day. I bless you, Lord. I bless you for the things you've done for me. I bless you, Lord. I bless you for your
En dat enige iemand is, wat graag wil hê iemand moet net saam met u bid, is dit die geleentheid. Kom staan hier voor, kom sit hier voor. Ons gaan net 'n hand op u lê, ons gaan u bedien. As u in die bank het, dalk iemand op die hand het, terwyl ons sing, stap net na broer toe, stap net na suster toe. Kom ons bedien mekaar, net vir 'n oomblik. Because Lord, you are more than miraculous. Jy is die Here
Pinkster. Ja, geleentheid gebruik om net so 'n bietjie stil te raak. Ek het aan te sê, dankie dat ek deel het van Pinkster. As jy dit nog nie gedoen het nie, doen dit sommer nou saam met my. Here, ons het lofsange gesing. Ons het die naam groot gemaak, ons het U verheerlik. Here, ons doen dit omdat ons 'n erfenis het, wat hulle 'n Pinkster erfenis noem. 'n Erfenis wat aan ons die vryheid gee om U naam groot te maak en te verheerlik, wat aan ons die vryheid gee om mekaar te bedien en mekaar op te dra, vir mekaar te bid. Here, maar dat ons ook weet dat Pinkster vir ons die krag van die Heilige Gees gebring en ons doen niks uit ons eie krag nie, ons doen dit in die krag wat ons deur die Gees ontvang. En daarom is ons dankbaar dat die Heilige Gees vanmôre hier in ons midde is, dat U tussen ons deur beweeg, dat ons U aanraking voel, dat ons U heerlikheid voel. Here, ons het so begeerd om net weer 'n Pinkster ondervinding te hê saam met U, en ons wil bid, Heilige Gees, wil U dan kom waai verder deur hierdie gebou vanmôre, dat ons daar die ondervinding sal hê, want ons weet dit verander harte, dit verander lewens, dit verander omstandighede, dit verander ons vrese en alles wat in ons is. En daarom kom ons nie op hierdie dag sommer net by mekaar om nog 'n kerkdiens agter die rug te kry nie. Ons is hier, Here, omdat ons met die Heilige Gees wil ontmoet, soos wat hulle op Pinksterdag met die Heilige Gees ontmoet het. En daarom vra ons dat U werklik sal kom beweeg tussen ons deur vanmôre. Dankie vir die beweging terwyl ons gesing het. Dankie vir die beweging terwyl ons vir mekaar gebid het. Wil U ook dat ook wanneer ons die woord onder mekaar deel, wil U ook daar kom beweeg. Wil U ons kom aanraak en ons kom versterk en verkoop deur dit in U kosbare en U lieflike naam vra ons dit. Amen. Amen. Ek wil ook weer die besonderse dag groet met 'n lied in my hart. En dankbaarheid in my hart vir die grootheid wat ons geniet van die Here en die wonderlike voorreg dat dit Pinkster Sondag is en dat ons hierdie Sondag kan deurbring in die huis van die Here en in die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Van my kant af welkom ook aan elkeen van u. Lekker om u saam met ons te hê. Ek wil in die besonder vir Jackie daar agter welkom sê. Ons van lang bietjie weg en gaan kuier dan in die Bosveld en ek het hom bely. Maar baie welkom terug en ek het gemis. Lekker om jou weer vanmôre hier saam met ons te sien. Ek wil aangaan en verder gaan om te gesels onder die tema wat ons verlede Sondag begin het, en dit is gehoorsaamheid open die sluise van die hemel. En terwyl dit dan Pinkster Sondag is, dag waarop die Heilige Gees uitgestort is, wil ek vanoggend so 'n bietjie dieselfde tema gebruik, maar net so 'n bietjie 'n ander hoek. Ek wil so 'n bietjie meer uit 'n Pinksterhoek uit dan net vanoggend met die gesels onder hierdie tema gehoorsaamheid open die sluise van die hemel. Lees saam met my net twee skrifgedeeltes, Deuteronomium 11 vers 26 tot so 30 of 31 gaan ons saam lees en dan gaan ons net uit Lukas die 24ste hoofstuk ook 1 vers saam lees. Kom ons begin daar by Deuteronomium 11 vanaf vers 26. Kyk, ek hou julle vandag seën en vloek voor. Die seën as julle luister na die gebooie van die Here julle God wat ek julle vandag beveel, en die vloek as julle nie luister na die gebooie van die Here julle God nie, maar afwyk van die weg wat ek julle vandag beveel om agter ander gode aan te loop wat julle nie geken het nie. As dan die Here jou God jou inbring in die land waarheen jy gaan om dit in besit te neem, moet jy die seën op die berg Gerizim lê en die vloek op die berg Ebal. Lê hulle nie oor kan die Jordaan agter die pad in die weste in die land van die Kanaaniete wat in die vlakte woon teenoor Gilgal by die terpentynbome môre nie. Want julle trek deur die Jordaan om na die land om
neem, wat die Here julle God aan julle sal gee, en julle sal dit in besit neem en daarin woon. Onderhou dan sorgvuldig al die insettinge en die verordeninge wat ek julle vandag voorhou. En dan wil ek in Lukas hoofstuk 24 vers 49 net vir die voorhou, baie bekende versgedeelte reeds vir die Pinkstertyd, en die Here saam met die disippels daar op die berg was, en so oomblikke net voordat sy hemelvaart plaasgevind het, en hy 'n paar laaste opdragte uitgedeel het, sê vir hulle, en kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Nou terwyl ons oor gehoorsaamheid praat, en die feit dat gehoorsaamheid bring werklik die seën van die Here. Ons het dit gelees in die Ou Testament, in daardie gedeelte, en ek gaan nie baie daarop klem lê nie, en hoef nie bekommerd te wees nie, ek gaan glad nie oor die vloek praat, waarvan daar melding gemaak word in daardie gedeelte nie, maar ek wil so bietjie konsentreer op Pinkster en gehoorsaamheid rondom dit vandag. Verlede Sondag het ons vir mekaar gesê, gehoorsaamheid is aan die woord, om na die woord van God te luister en daarvolgens op te tree. Met ander woorde, om te doen wat ons in die woord van die Here lees en wat ons daarin leer. Ons het ook vir mekaar gesê, daar's eintlik 'n baie mooi woordspeling in die woord gehoorsaam. Gehoor en saam, of hoor en saam. En wanneer ons hierdie twee by mekaar bring, het ons eers die woord, ons hoor eers die woord, en dan saam met die Heilige Gees doen ons die woord. Ons hoor wat die woord vir ons sê, en dan saam met die krag van die Heilige Gees doen ons die woord. Want ek wil vir u sê, ek weet nie of u dit kan regkry nie, maar ek het agtergekom, in myself, in my eie krag, kan ek nie die woord doen nie. Ek kan hom hoor. Ek verstaan hom nie altyd, as ek nie die Heilige Gees het, wat dit vir my kom duidelik maak, hier binne in my hart en my gedagtes nie. En as ek nie die krag van die Heilige Gees het, om my elke dag te lei, en sterker te maak, dan is dit nie vir my moontlik om die woord te leef of te doen, soos ons dan vanmôre praat nie. Wanneer ons die woord hoor, en ons doen dit, en ons is gehoorsaam, dan demonstreer dit ons geloof in die woord van die Here, en sê dat ons glo wat daar staan, en ons wil dit leef en ervaar, wat in die woord van die Here staan. In Romeine 10 vers 7 kom Paulus en hy sê, geloof is uit die gehoor, en die gehoor is uit die woord van God. En dis daarom belangrik, dat ek en u in die dag waarin ons leef, soveel as moontlik van die woord van die Here sal inneem. Ons moet dit nie net lees nie, ons moet nie net weet daarvan nie, ons moet dit inneem. En inneem alleen ook is nie genoeg nie. Dit wat ons inneem, moet ons kan uitleef na buite toe. Dan demonstreer dit ons geloof, en het ek en jy 'n geloof ervaring, en ek gaan 'n paar dinge rondom Pinkster sê vanmôre, wat dalk net so na feite onder mekaar gaan klink, maar ek wil vir u sê, dit is nie so nie. Dis die ontdekking wat ons gemaak het rondom Pinkster van die dag, wat ons in 'n Pinksterkerk begin lewe het, en tot bekering gekom het, en die Heilige Gees in ons lewens gekom het. Net soos ons die Pinkster en die Heilige Gees van mekaar kan skei nie, kan ons ook nie Pinkster en gehoorsaamheid van mekaar skei nie. Ons kan ook nie die Heilige Gees en gehoorsaamheid van mekaar skei nie. Ons het dit verlede week vir mekaar gesê, dis 'n tema wat reg deur die Bybel loop, van die begin af tot reg aan die einde, is dit 'n gehoorsaamheid, is 'n tema, en ons kan dit nêrens skei van dit wat ons in die woord van die Here
wees nie, ons kan dit nie van die Heilige Gees skei nie, want deur gehoorsaamheid ervaar ons die krag en die seëninge van die Heilige Gees. En hoe meer ons die Heilige Gees toelaat in gehoorsaamheid aan die woord van die Here, en hoe meer ons toelaat dat die Heilige Gees in ons kom en ons kom transformeer van binne af, hoe meer groei ons in heiligmaking en nader aan die Here, wat ons doel behoort te wees, sodat ons gereed sal wees vir die dag wanneer hy gaan kom om ons te kom haal. Efesiërs 1 vers 3 sê, God het ons geseën met alle seëninge wat daar in die hemele is. En dit het hy gedoen deur Jesus se verlossingswerk aan die kruis en deur die Heilige Gees wat hy vir ons gestuur het, die Heilige Gees wat op Pinksterdag gekom het. Daar is net een Heilige Gees, my broer en suster, en daar is geen ander Gees in wie ek en jy die seëninge van die Here kan ervaar nie. Ons kan dit net in hom ervaar, want God het dit vir ons gegee. En dan in Efesiërs 1 vers 4 kom sê, die eerste seën waarmee ons geseën is. En ek hoop dit gaan u tref vanmôre soos dit my getref het op diep in die week, toe ek oor Pinkster dink. En ek dink oor die seëninge wat deur die Heilige Gees na ons toe gekom het. Die heel eerste seën van Efesiërs 1 is, ons is gekies deur God voordat ons hom gekies het. Toe ons nog sondaars was, toe het hy ons alreeds gekies en sy seun gestuur om te kom sterf vir die sonde, sodat ek en u nou kind van God word. Ons is gekies, die eerste seën, voordat ons gekies het. Daardie keuse het ons kinders van God gemaak. En gemaak dat ek en u vanmôre hier sit as 'n kind van die Here. As die keuse ooit anders ons wees, dan dink ek sou dit baie sleg vir ons gewees het. Want uit onsself sou ons dalk nooit die keuse kon maak nie. Uit ons eie menslike vlees sou ons dalk nooit die keuse kon maak nie. Maar dank die Here dat hy het die keuse gemaak om my en jou te kies, elkeen van ons, soos ons vanmôre hier sit. En ek gee nie om of jy vreemd is vanmôre hier, en ek gee nie om of jy nog nie 'n oorgawe gemaak het nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, die Here het jou gekies, en jy's nie ontoegeneemd in hierdie Pinksterdiens vanmôre nie. Die Heilige Gees is hier om die keuse te kom bevestig en jou lewe te kom verander, sodat jy 'n nuwe lewe saam met die Here sal ingaan, en dat jy die keuse en die seëninge daarvan sal ervaar in hierdie dag. Vir elkeen wat inluister, as jy nog nie die keuse gemaak het nie, dan wil ek vir jou sê, God het dit vir jou gedoen. Jy moet net reageer op die keuse vanmôre. Jy hoef nie 'n keuse te maak nie. Reageer net daarop deur die krag van die Heilige Gees wat jou belei om 'n nuwe lewe in te gaan. Hierdie is juist die bewys, geliefdes, van God se liefde en goedertierenheid teenoor ons. Ons eie pogings verdien niks. Dit beteken eintlik niks, maar ons ontvang vrylik die seëninge van die Here deur Jesus se opofferende liefde elke dag. Ons word genooi vandag om hierdie seëninge te bekom en dit te geniet. Ons kry eintlik so 'n voorsmaakie van ons hemelse erfenis terwyl ons hier op aarde is. So 'n voorsmaakie van wat op ons wag, en ons ontvang dit deur die krag van die Heilige Gees alleen en deur niks anders en niemand anders nie. In die gedeelte wat ons gelees het, kry die disippels een laaste opdrag.
'n opdrag wat sê, julle moet in die stad Jerusalem bly. As ons dit kort wil maak, dan sê ons gaan wag daar in Jerusalem. Maar dis nie die einde van die opdrag nie. Die opdrag gaan verder. Julle moet nie op julle tyd wag nie. Wag op die Here se tyd. Gaan wag in Jerusalem totdat die Heilige julle toegerus is met krag uit die hoogte. En die disippels se gehoorsaamheid aan hierdie opdrag skenk die geleentheid en skep die geleentheid dat hulle 'n lewensveranderende ervaring het op daardie dag toe die krag uit die hoogte uit neerdaal op hulle. Toe hulle toegerus word met krag en toegerus met krag beteken niks anders as om die Heilige Gees en sy krag te ontvang nie, want dit is die krag wat van gewone mense dapper, waghalsige getuienis maak. Mense wat nie skaam is om die evangelie te verkondig en dit uit te leef, sodat ander kan sien hoe werk dit prakties in 'n mens se lewe, wanneer die krag van die Heilige Gees oor jou gekom het, en dit jou kom verander het nie. Die disippels het na daardie ondervinding net eenvoudig voortgegaan, en die evangelie van verkondig en uitgedra, en alles wat hulle moes doen, het hulle gedoen. Dis 'n krag wat 'n mens ontvang, wat jou deur vervolging en swaar kry dra, en jou deurvat ander kant uit, en jou staande hou in elke oomblik en elke situasie in die lewe, sodat jy steeds 'n sterk getuie vir die Here sal wees. En hoe dikwels kry ons dit in vandag se tyd, dat mense deur moeilike tye gaan, deur swaar tye gaan, en waar mense voel, hulle gaan gebuk onder baie swaar, en ons kry die versoeke op ons gebedslys op 'n Dinsdag hier, maar die krag van die Heilige Gees dra ons deur elkeen van daardie situasies. Die krag van die Heilige Gees hou jou staande deur elkeen van daardie situasies. Die krag van die Heilige Gees maak van jou 'n oorwinnaar in elkeen van daardie situasies. En die krag van die Heilige Gees stop nie die storm nie. Hy vat jou deur die storm sodat jy 'n ondervinding van die werking en die krag van die Heilige Gees sal hê, en wetende dat hy is in staat om jou deur enige omstandighede en deur enige storm te vat en jou deur te dra. Dis 'n krag om heilig te lewe. En dis hartseer, baie mense mis dit vandag. Want die Bybel verwag van ons om 'n heiligmakende lewe te leef, in gehoorsaamheid aan die woord van die Here. En daardie krag van die Heilige Gees help ons om heilig te lewe, terwyl die hele wêreld rondom ons in duie stort, terwyl die hele wêreld rondom ons in misleiding is, en terwyl die hele wêreld in verval gebuk gaan, kom Paulus en hy skryf aan Timoteus in 2 Timoteus hoofstuk 3, en hy waarsku ons oor 'n paar dinge wat in die laaste dae gaan gebeur. Hy noem sommer 'n paar wat ek net hier neergeskryf het. Mense gaan selfsugtig raak, geldgierig raak, hulle gaan grootpraterig word, hulle gaan verwaand en ongehoorsaam wees, ondankbaar, ongodsdienstig en liefdeloos. En jy kan dat met Timoteus 3 gaan lees. Daar is nog 'n hele klomp dinge wat Paulus noem van die laaste dae wat gaan gebeur onder die misleiding en die verleiding van die tyd. En dan gaan hy verder en hy sê hulle sal nog die uiterlike skyn van saligheid hê, maar die krag daarvan verloor. En ek is bevrees, ons is in daardie tyd waar daar soveel mense is wat die uiterlike skyn van saligheid het, die uiterlike skyn van godsdienst, maar hulle het die krag van die Heilige Gees in dit verloor. Hulle het hulle
Pinkstererfenis verloor, hulle het hulle Pinksterkrag verloor, en ek dink dit is tyd dat ons weer by 'n Pinksterondervinding sal uitkom, waar ons die krag en die salwing en die heerlikheid van die Heilige Gees in ons binne ervaar beweeg, en waar ons sal oorgee en toegee aan die Heilige Gees en wat hy met ons wil doen, my broer en suster, en sy beweging in ons lewens toelaat. En kan ek net maar vanmorgen vir u sê, moenie wag vir Sondagoggend in die diens nie. Kan jy eie Jerusalem by die huis. En gaan wag in Jerusalem. Wag in Jerusalem was die opdrag en raak gehoorsaam aan die opdrag. Sien, dit raak leeg binne 'n mens as jy nie gereeld teruggaan na die bovertrek toe. In Jerusalem was die bovertrek, die upper room, en die disippels het teruggegaan so toe, want hulle ondervindinge daar begin, die nag toe die Here Jesus hulle voete gewas het, in die nagmaalbediening, en hulle is terug daar naartoe, en hulle daar gaan wag in die bovertrek, en hulle wag op die Heilige Gees. Die wagtydperk is ook nie 'n passiewe tyd van niks doen nie. Daar was 120 mense by mekaar in die bovertrek. Hulle het nie passief gewag nie. Hulle het gehoorsaam gewag aan die opdrag van die Here. Dit was vir hulle 'n tyd van toewyding en voorbereiding. En wanneer ek hierdie goed so lees, dan wonder ek, hoe het dit geklink daar in die bovertrek, in die 10 dae, wat hulle daar gewag het. Was dit 'n geraas soos ons in die wêreld hoor vandag? Was dit 'n gebabbel en 'n gemou, verskoon my Afrikaans, 'n gekla oor alles wat met hulle gebeur en alles wat rondom hulle aangaan? Ek het wonder hoe het daar geklink daagliks in die bovertrek. En as ek dan die woord van die Here ondersoek, dan kom ek agter, dit was verseker nie 'n leë geraas daar in die bovertrek, soos die wêreld raas en dit binne in mense in hulle binneste raas vandag vanweë die verkeerde dinge en die verkeerde goed in die wêreld. Nee, dit daar was in die bovertrek die gedreun van gebed. Gebed vir dae aan mekaar, en dan 'n stil oomblik miskien waar hulle geluister het, wat wil die Here sê en wat gaan gebeur. Hulle het nie geweet wanneer nie, hulle het nie geweet hoe dit gaan gebeur nie. Een ding het hulle geweet, die Here het gesê, gaan wag in Jerusalem. En hulle moes gaan wag. Hulle het gewag dat iets moes gebeur. Daar was 'n gedreun van gebed. 10 dae in afwagting, 9 dae eintlik in afwagting, en niks gebeur nie. En dan vra hulle seker aan die einde van die dag van mekaar, ons het nou heel dag gebid, ons het nou heel dag geluister, en daar niks gebeur nie. Wat doen ons môre? En daar was een antwoord: ons gaan aktief wag. En om aktief te wag beteken ons gaan weer bid. Ons gaan aanhou bid. Ons gaan aanhou wag. Hoe doen die mense dit? Jy bid, jy aanbid, jy bly glo iets gaan gebeur. Jy doen alles met 'n verwagting. Handelinge 1:14, hulle almal het eendragtig volhard in gebed en spreking. En wanneer dit lyk of daar niks gebeur nie, wil ek vanmôre vir u sê, bly in Jerusalem, bly wag, hou aan bid, hou aan smeer, bly vertrou en skep 'n verwagting dat iets gaan gebeur en iets groots gaan gebeur. Die wagtydperk berei jou voor vir iets groots wat gaan gebeur. Amen. Ons kan nie Pinksterkrag verwag sonder 'n bovertrek ondervinding nie. Ek het net Pinksterkrag wil ervaar, dan is dit nodig dat ons van tyd tot tyd maar in die bovertrek ingaan en gaan wag
op die Here. Want jy sien, Pinksterkrag bring geestelike gehoorsaamheid in 'n mens se lewe. Dit bring 'n gehoorsaamheid wat met autoriteit oor die dinge spreek en dat die dinge wat neig om jou geestelik te vernietig met autoriteit te hanteer en uit jou lewe uit te kry. In Mattheus 10 vers 7 en 8 gee die Here Jesus 'n ander opdrag aan die disippels en dit is om die evangelie te gaan verkondig, siekes te gaan genees en te heers oor die werke van die duiwel. Hy dra sy autoriteit oor aan hulle wat hom volg en in 'n pad met hom stap. En hy gee dit deur die Heilige Gees. Pinksterkrag stel ons in staat om te heers oor die versoeking en die spanning en die vrese en die bekommernisse en die stres en al die mooie en die lelike name wat ons dit wil gee in hierdie lewe wat hier binne in ons lewe is en wat ons wil vernietig en ons wegtrek van die Here af en van die lewe af. Ek wil vir u sê, my broer en suster, Pinksterkrag stel ons in staat om daagliks in autoriteit te leef en hierdie dinge uit ons lewens uit te kry. En kan ek dit vanmôre vir jou sê, maar net mag jy vandag Pinksterondervinding hê oor daardie vrees in jou lewe, daardie bekommernis, dat het sal verdwyn in die autoriteit in die oor en in die oggend deur die krag van die Heilige Gees. Here, ons bid nou dat jy ons sal aanraak in die naam van Jesus. Here, dat hy nou ondervinding met u sal hê, wat elke verkeerde gedagte sal wegneem en dat hy ons sal aanraak en 'n ondervinding gee om gehoorsaam te raak aan die woord van hy ken en wat hy lewe, Here, en dat hy sal deurgaan en in oorwinning aan die ander kant uitkom. Halleluja. Halleluja. Die vertrek om van bring 'n krag dat ons daaglikse leef in die teenwoordigheid van die Here. En daar ondervind ons goddelike vrede. Ons sing nie net van vrede nie. Ons ondervind 'n goddelike vrede. En daardie vrede beteken nie dis slegs die afwesigheid van moeilikheid en probleme nie. Daardie vrede beteken dis die teenwoordigheid van die Heilige Gees in ons lewens en sy teenwoordigheid verander net eenvoudig alles sodat ons prioriteite sal regkry. Pinksterprioriteite sal regkry en in lyn met die Heilige Gees sal kom en in 'n intimiteit met die Heilige Gees kom deur gebed, lof en aanbidding. Dat waar ons saamkom hier, ons nie hoef eers 'n tydjie neem om gereed te wees en opgewek nie. Maar wanneer ek en u in die bovertrek wag en ons begin die krag van die Heilige Gees ervaar, dan begin sing jy al Vrydag aand by die huis en jy sing Saterdag heeldag. En as jy Sondag hier kom, dan wil jy die gemeente doodsing, maar daar is 'n vreugde en 'n vrede in jou lewe, en dit is om jou op te wek nie, want jy loop die pad van die Heilige Gees en die krag van die Heilige Gees, en jy is gereed om te kom doen wat die Heilige Gees hier in die kerk wil doen, en 'n gegewe dien, my broer en suster, dit bring 'n eenheid tussen hulle wat met dieselfde doel wag in Jerusalem. Die disippels het almal met dieselfde doel gaan wag daar in Jerusalem. Dit bring 'n honger om jou oor te gee aan die Heilige Gees. Die disippels het nie geweet hoe die Heilige Gees lyk nie. Hulle het nie geweet hoe hy klink nie. Hulle het nie geweet hoe die Heilige Gees voel nie. Maar hulle het steeds in eenheid gewag.
Ons het soms vooropgestelde idees van wat die uitkoms van die saak moet wees en hoe ons dit graag wil hê en hoe ons dit sien. Ons het gespesialiseerde mense wat wonderlike oplossings vir probleme het. Maar wanneer die honger vir ons en krag in elke saak by ons is, dan spesialiseer ons in wonderwerk. Wanneer die Heilige Gees krag in ons kom en ons is in eenheid saam, dan is daar geen probleem of saak wat te groot is, waarvoor daar nie 'n wonderwerk kan gebeur en waar die Here mense kom aanraak en veranderinge kan kom bring in 'n oomblikse tyd nie. Wanneer ons honger vir daardie Pinksterkrag, my broer en suster, dan is daar 'n oop hand wat na ons toe uitreik en vir ons gee sonder dat ons enige eise en voorwaardes en vooropgestelde uitkomste het nie. Dit gee dit eenvoudig vir ons die seëninge van die Here, want die sluise van die hemel word oopgemaak wanneer ons in gehoorsaamheid op die Here wag en ons 'n honger het dat hy moet ingryp in die saak. Dit bring vrede en 'n blydskap te midde van die vuur wat ons dalk moet deurgaan. Dit bring vreugde om te weet die Heilige Gees is saam met ons en hy sal ons nooit alleen los nie. Al moet ek en jy deur die vuur gaan, al moet ons deur die riviere gaan, dit sal ons nie oorstroom nie. Die wete dat daar is altyd 'n ekstra persoon in die vuur. Dink die verhaal van Sara besig in April 9. Die koning kyk, is daar 'n 4de persoon in die vuur. Daar is 'n mooi lied geskryf deur die vorige moderator van Church of God in Amerika oor daardie gedeelte. Die lied se titel is He's Still in the Fire. Elke vuur wat ek en jy ingaan, is ons nie alleen nie. Die Here is steeds daar en hy is saam met ons in die vuur deur die Heilige Gees en hy gee ons die krag om deur dit te gaan. En dit verskaf 'n vreugde en 'n vrede aan ons wat bonatuurlik en onwrikbaar is. Pinkstervrede, wil ek en Pinkstervreugde is 'n interne vreugde in die gesig van die chaos van die wêreld. En dit is nie moontlik. Dit is nie net moontlik dat ek en jy dit kan kry nie. Dit is ook 'n getuienis vir ons en vir die wêreld wanneer ons Pinkstervrede het. Die opdrag van mag sluit ook 'n versekering in. Ons het dit geraak so aan die begin, maar ek wil net so vinnig bietjie oor dit gesels. Wag in Jerusalem totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Dit gee vir ons die versekering dat aan die einde van die wagperiode gaan daar iets gebeur. Totdat ons weet nie hoe lank, die disippels het nie geweet hoe lank hulle gaan wag. Hulle het nie geweet dit gaan 10 dae wees nie, maar hulle het net gegaan in gehoorsaamheid en getrouheid aan die Here op die opdrag. En die een ding wat ons vanmôre kan leer daaruit is, as ons op die Here vertrou, net soos wat hy weet wat die beste uitkoms vir elkeen van ons se saak is, weet hy ook wat die beste tyd is, wanneer hy die uitkoms vir elkeen van ons se saak moet gee. En daarom is dit nodig dat ons sal gaan wag in die boorvertrek in Jerusalem op die tyd van die Here, maar dat hy ons nie gaan sal teruglê en sê dat dit nou maar gaan nie, maar dat ons aktief sal wag, aktief in gebed, aktief in vertrouheid, aktief in vertroue en aktief in 'n verwagting dat daar iets sal gebeur, totdat impliseer, daar gaan wel iets gebeur. Een of ander tyd
Die beloftes van die Here gaan vervul word en dit gaan op 'n bo-natuurlike wyse gebeur. 'n Wyse wat ek en jy nooit in ons denke kon dink van hoe die Here dit gaan doen nie. Op 'n dood bo-natuurlike wyse, totdat motiveer ons ook om aan te hou, nooit te laat los nie, maar in die wagtydperk te bly. Die disippels is daar in die boorvertrek, in afwagting en motivering. Die afwagting is dat daar gaan iets gebeur wat hulle gaan toerus met 'n besonderse krag. En hulle het nie geweet wanneer dit gaan gebeur nie, maar hulle bly wag, hulle bly bid. Hulle was in die teenwoordigheid van die Here. En dan skielik op die 10de dag, toe hulle in die oggend opstaan en dalk nog wonder, gaan dit 'n gewone dag wees, waarin ons in gebed gaan deurbring, en waarin ons in eenheid gaan saam wees, en waarin ons gaan wag op dit wat die Here beloof het. Skielik op daardie 10de dag, terwyl hulle nog daaroor dink en wonder, begin skud die vertrek waar hulle in is. Die bokamer begin skud en daar's 'n geluid van 'n geweldige rukwind wat trek, en hulle wonder nog waar dit vandaan kom, presies wat dit is. Toe sien hulle maar daar's iets soos 4 tonge wat verdeel, en op elkeen van hulle gaan sit, en ek dink hulle was nog dalk 'n bietjie verbaas en oorstelp gewees, en toe begin hulle skielik, hulle kom agter, maar hulle praat nie in hulle eie taal nie, hulle is besig om in 'n ander taal te praat, en wat gebeur is, die Gees van God daal uit die hemel uit neer, en totdat vir die disippels het aangebreek, soos die Here Jesus gesê het, en die krag van bo het gekom, en hulle kon vervul, en hulle volgemaak, en hulle het nie geweet wat hulle tref nie, want hulle praat nou in 'n vreemde taal wat hulle nie geleer het nie, maar die een ding wat hulle weet, en hulle wonder nie meer, toe alles bietjie stil begin raak, en verwy is nie, toe wonder hulle nie meer nie, toe weet hulle, dit is die Heilige Gees, die krag wat van bo af gestuur is. Ons weet nooit wanneer ons tot dat oomblik mag wees nie. Maar dit mag vandag wees. Dit mag nou wees. Mag hierdie diens wees, daar's dalk 'n rede hoekom die volgende hierdie diens moet wees. Ek weet nie waar vir elkeen van die bid. Ek weet nie waar vir elkeen van die omstandighede is nie. Maar hierdie mag dalk jou totdat oomblik wees. Amen. Maar die Here jou wil antwoord. Mag môre wees, mag volgende week wees, mag volgende jaar wees. Een ding weet ek, as jy voorbereid is, in die oppersaal gaan voorberei, en jy is in afwagting dat iets gaan gebeur, en die Here vir jou iets gaan doen, dan sal jy dit weet, daardie oomblik wanneer die groot oomblik aanbreek, en die Heilige Gees krag in jou oomblik inspreek. Jou plek gaan dalk nie geskik word nie. Dit gaan dalk 'n stil oomblik wees, maar kom ek sê vir jou vandag, as die krag van die Heilige Gees in daardie totdat oomblik van jou kom, dan sal jou gees geskik word, en jy sal weet, dis die Heilige Gees wat met jou praat. Ek weet nie wie vandag hier sit met watter omstandighede nie. Miskien voel jy net 'n oomblik saam met die Here nodig, dan wil ek vir u sê, vandag kan dalk daardie totdat oomblik vir jou wees, en die Heilige Gees van jou oomblik kom skik. Miskien bid jy vir 'n genesing of iets, en jy wag al. Ek weet nie of dit die tyd is nie, maar daardie totdat tyd gaan aanbreek, en in daardie oomblik gaan die Heilige Gees jou oomblik kom skik, en gaan jy die krag van die Heilige Gees ervaar. Ek weet nie of jy bid vir finansies nie, ek weet nie vir wat jy bid nie. Ek wil vanmôre vir u sê, hou aan bid, bly in die boorvertrek, bly wag met 'n verwagting, want die totdat oomblik is verseker. Die Here Jesus het gesê,
wag totdat en daardie dag 10 dae later aangebreek en die krag van die Heilige Gees het neergedaal uit die hemel uit. Dit was daar in die vertrek waar hulle was. Dit was op hulle, dit was in hulle, dit het hulle oorval en hulle oorstel en daar het mense van buite af nader gekom om te kom kyk wat gebeur. En al wat gebeur, al was het tot dat oomblik vir die disciples. Maar hulle gehoorsaam het 3000 ander mense ook tot dat oomblik beleef. Want as ons net so 'n bietjie verder lees, het dan 3000 mense tot bekering gekom. En kom ek sê dan, die laaste gedeelte, ons almal is bewus daarvan, dat Pinkster gaan gepaard met die spreek in vreemde tale. Dis die teken, dat jy tot dat oomblik verdraag die aangebreek het. Krag van die Heilige Gees oor jou gekom, en mag ons nooit ooit, in die tyd waarin ons leef, min maak van die spreektaal. Amen. Mag ons aanhou, die van ons wat dit reeds ondervind het, mag dit vir ons belangriker word as ooit. Want die spreektale het nie gestop, toe die totdat oomblik aangebreek het. Die totdat oomblik was so groot, dat het nie 'n einde gehad het nie. Ek kan nie eens onthou wanneer my totdat oomblik was nie, maar dit was ook 'n jong seun van omtrent 16 jaar oud was. En ek beleef vandag nog daardie totdat oomblik, want die krag van die Heilige Gees is nog steeds oor my. Ek ervaar dit nog steeds in my lewe en ek ervaar dit van dag tot dag. En maar die spreek in tale is 'n bewys daarvan dat die krag van die Heilige Gees nog steeds op jou is. En daarom wil ek jy aanmoedig, moenie ooit min maak van dit nie. As jy lanklaas in tale gespreek het, gaan terug Jerusalem toe, gaan in die hoofvertrek in en gaan wag totdat die krag weer opnuut op jou kom en die salwing van die Heilige Gees op jou weer daal en jy dit weer net in daardie oomblik ervaar en weet maar daardie oomblik het die krag gebring totdat die belofte van die Vader, die krag en die hoogte julle sal bestaan. Kom aan my hand. Jerusalem sê Halleluja. Amen. Kitandalo sia bobo kuste. Kirabaka shedilu sedilo. Dankie vir Pinkster. Dankie vir Heilige Gees krag. Dankie vir die aanraking. Dankie ons het die al ervaar vanmôre. Maar ek wil bid as iemand is wat in hierdie oomblik sê, ek het net opnuut daardie krag nodig. Nou wil ek u vra, wil jy net vinnig die hand opsteek? Ek wil vir u bid, die dankie, daar's hande wat opgaan, as daar nog is. Ek wil vir u bid, en ek wil vra vanmôre, Here, dat u sal gee, dat hulle wat dit nodig het, vandag dit alreeds sal ondervind in hierdie oomblik. Here, miskien het hulle iemand hier gebring, om het tot dat oomblik te ervaar, en dan wil ek bid, dat die Gees nou sal neerdaal, en daar die persoon kom aanraak, dat hy sal ervaar, dit is sy oomblik, dit is die Heilige Gees, dit is die krag, wat besig is om neer te daal oor ons, en tussen ons neer te beweeg. Here, ek wil bid, as dit niemand so tot dat oomblik is nie, dat hy sal aanhou wag, en dat hy met 'n verwagting sal wag, en sal ervaar, dat die Gees neerdaal, en daar 'n dag aanbreek, waarin hy daar die krag sal ervaar. Ons bid vanmôre vir Pinksteroorwinning. Ons bid vir Pinksterkrag. Ons bid vir Pinksterondervinding. Ons bid vir die Heilige Gees om neer te daal in mense se lewens en hulle die krag te gee in Jesus naam. Ons raak net so vir 'n oomblik stil. Ons bly net so vir 'n oomblik besig.
liefde gebring het, as jy die opbrande gebring het, sal jy geleerd kry, broertjies geleerd om ons gee vir die kerk van die Here. Here, wanneer jy soveel liefde uitstort in ons harte, wanneer jy soveel sien, Here, dat het vir ons net lekker en we kan teruggeef in die werk van die Here. Here, die elke greep sal sien, die vir elke moontlik sal maak om te gee, Here, die werk altyd met ons gerechtigheid sal gaan. Die genade is ons naam. Amen. Ons sluit af met 'n lied wat sê, goeie resep, as dit moeilik gaan, tel net jou seën en dan sal jy sien dat God dit goed met jou doen. Kom ons staan en sing dit. As die golwe van die Here moeilik staan, en dit my kan vasgrip verloren gaan, tel jou seën en tel nie verleer. Dan sien jy die Here laat jou nooit alleen. Tel jou seën en tel nie verleer. Kyk hoe goed dat God het met jou weer. Tel de kos, tel nie verleer. Dan sien jy die Here laat jou nooit alleen. As jou las verswaar omdat jy soms moet gaan, as dit voel of jy jou rus nie meer kan dra, tel jou seën en laat twyfel staan. Jy sal sing van blydskap en weer voorwaarts gaan. Tel jou seën en verleer. Kyk hoe goed dat God het met jou weer. Tel de kos, tel nie verleer. Dan sien jy die Here laat jou nooit alleen. Amen. Ons is nooit alleen nie. Amen. Van die Pinkster. Ons van die Heilige Gees. Ons nooit alleen nie. Ek wil julle net daaraan herinner dat ons nie vanaand 'n diens hier het nie, maar dat ons wel in VK in Queenswood 'n diens het saam met hulle 60ste begraafsjaar vier en hulle ons genooi vir 'n heerlike sang en musiekfees vanaand om 1800 uur van die wat so wil gaan en dan wil ek ook vir die seminaarsdag wees die as baie koffie dan. Jy kan elkeen 3 koppies gaan drink, kuier 'n bietjie lekker saam en deel so 'n bietjie in fellowship saam met die broers en susters. Baie dankie. Kom ons sluit af met gebed. Oom Hansie, ek gaan vir oom vra asseblief vir ons te bid. Kom ons staan so en sluit ons die oë en gee weer in vrede. Ewig heilige God en hemelse Vader, Here, dit was vir ons weer eens 'n groot voorreg om hier in U huis te betraat te kom. Here, ons dank U vir die boodskap wat tot ons gekom het. Here, laat die Heilige Gees met ons gaan, dat hy die naprediker sal wees. Here, en dat U ons aan U handpalm sal hou en ons sal lei tot in ewigheid, Jesus. Here, bring ons weer veilig op die bestemde tyd te mekaar, net om Christus ontwil. Amen. Kom ons kyk nou, ek het een ding vergeet en ek kan dit nie nalaat nie. Ons het
fantastiese 60 plus byeenkoms gehou. Heerlike tyd van saamkuier, ontspan met die lieflikste lewendige sang en musiek. En ek wil net vir Jackie en vir Johnny en vir almal wat het gereël het en betrokke was daarby, baie dankie sê. Dit was voorwaar 'n hoogtepunt geleentheid in hierdie jaar. So saam met ons 100 jaar feesviering was dit werklik 'n hoogtepunt en ek wil u nooi, moenie die volgende een mis as jy uitgenooi word nie. Dit was regtig 'n dag om te onthou. Nogmaals baie dankie vir die wat gereël het.